Goeiemôre geliefdes en baie welkom in die huis van die Here. Ek vertrou dat vandag vir ons elkeen tot groot seën sal wees en so ook met dit gesê baie voorspoedige nuwe jaar, ons eerste Sondag van die nuwe jaar 2026. Van ons huis tot u huis en so van huis tot huis wens ons vir ieder en elk 'n baie geseënde jaar toe. Die Here sê, moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van hom wat was, wat is en wat weer sal kom. Amen. Liewe Here, dankie vir die voorreg dat ons hier saam byeen kan wees. Besef ons dis deur die goedheid en genade en liefde dat dit so is dat ons voor nog 'n jaar kan staan. Ja, Here, alhoewel onbekend en dalk juist dat ons vrees vir die onbekende, kyk ons net terug na die jare wat was en daaruit getuig dit, Here, van wat U vir ons doen en sal doen. U wat getrou was, is getrou en weet ons deur die goedheid sal dit so wees. Want U is God. Ja, Here, ons het soveel stof tot dankbaarheid. Dankie, Here, dat U deur die woord tot ons spreek, tot ons elkeen se lewe, wat ook al in ons harte en gedagtes omgaan. Dat U dit ken, dit weet, dit verstaan, en juis met ons langs daardie pad, met ons praat, saam met ons stap en ons dra. Ook vir nou, in die aanhoor van die woord, bid ons, Here, dat ons sal hoor, ons sal luister, dat ons dit ons eie sal maak. In Christus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ons teksgedeelte kom vanoggend uit die Ou Testament, uit Exodus 3. Ons lees die hele hoofstuk daar en dan die enkele 2 verse in hoofstuk 4, Exodus 3, vers 1 tot 4, vers 2. In my Bybel is dit op bladsy 69 van die Ou Testament vir die wat saam wil lees. Dit is die 1983 vertaling. Exodus 3, so opskrif daar is, God openbaar hom aan Moses. Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jethro, 'n priester van Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep die woestyn ingejaag, totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in 'n doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, ek wil tog 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos uit, Moses, Moses. En hy antwoord, hier is ek. En die Here sê toe vir hom, moenie nog nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hul noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dis die land van die Kanaaniete, Hetiete, Amoriete, Feresiete, Hewiete en Jebusiete. Die noodkrete van Israel het my bereik en ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk het. Daarom stuur ek jou na die Farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egipte kan bevry. Toe sê Moses vir God, wie is ek, dat ek dit by die Farao sou waag, en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? God het Moses geantwoord, ek sal by jou wees, en die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees.
wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal julle my by hierdie berg aanbid. Daarna sê Moses vir God, sê nou maar ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur en hulle vra my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Verder sê God vir Moses, jy moet ook nog vir die Israeliete dit sê, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, Isak en Jakob, het my na julle toe gestuur. Dit is ewig my naam, dis die naam waarmee ek aangeroep moet word van geslag tot geslag. Gaan roep nou die leiers van Israel bymekaar en sê vir hulle, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, Isak en Jakob, het aan my verskyn en gesê, ek weet van julle, en ek weet ook wat julle aangedoen word in Egipte. Ek het besluit om julle te laat wegtrek uit die ellende van Egipte na die land van die Kanaaniete, Hetiete, Amoriete, Feresiete, Jewiete en Jebusiete, na 'n land wat oorloop van melk en honing. Die leiers van Israel sal na jou luister, en dan moet jy en hulle na die Egiptiese koning toe gaan en vir hom sê, die Here, die God van die Hebreërs, het hom aan ons geopenbaar. Laat ons self asseblief 3 dagreise ver die woestyn ingaan, om vir God, die Here, 'n offer te bring. Ek weet dat die Egiptiese koning julle nie sal laat gaan nie, selfs nie onder dwang nie. Dan sal ek my hand uitsteek en Egipte tuister met die wonderdade wat ek in hom sal doen. Eers daarna sal die farao julle laat gaan. Ek sal ook sorg dat die Egiptenaars goed doen aan hierdie volk van my, sodat, as julle uiteindelik wegtrek, julle nie met leë hande sal gaan nie. Elke vrou moet van haar buurvrou of in die huis waar sy werk, silwer en goue goed, sowel as klere eis. Laat julle seuns en dogters dit dan buit uit Egipte en wegdra. Maar toe sê Moses, sê nou die Israeliete glo in my nie, en hulle luister nie na my nie, en hulle sê die Here het nie aan my verskyn nie. Toe vra die Here vir hom, wat het jy in jou hand? 'n Kierie, antwoord Moses. Geliefdes, tot sover ons skriflesing vanoggend. Dit is die woord van die Here, gras verdor, blomme verwelk, maar die woord van die Here bly ewig staan. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, susters en broers, 'n baie bekende verhaal wat ons vanoggend gelees het, waar God vir Moses roep om sy mense uit die Egiptiese slawerny te bevry. Eintlik 'n gepaste teks ook vir hierdie tyd in die kerkjaar waarin ons tans is, Kersfees en Epifanie. Dis so daar dink, Kersfees, Epifanie, koms van Christus, verskyning van Christus, God wat in die vorm Christus aan die mensdom gegee is om te verlos van die slawerny van sonde, as ons dit dan nou so sou omskryf. En dan prinsipieel in dieselfde lyn vind ons in die Ou Testament God wat deur Moses ook bevry van die Egiptiese slawerny dan nou natuurlik. En so is daar baie parallelle te tref tussen Moses aan die een kant en Christus. Trouwens, Moses wat vooruitwys na en ten volle vervul in Christus, die werk wat Moses gedoen word, as ons so na die teologiese intensie kyk van Exodus, en dit as ware deur die bril van die Nuwe Testament lees. Baie raakpunte. Julle ken nou die Moses verhaal ook baie goed. Beide Moses en Christus byvoorbeeld oorleef 'n kindermoord. Beide Moses en Christus verlos mense uit slawerny. En dan sprake van 'n wet. Moses wat 'n wet gee geskryf op kliptafels, Christus wat ook wet gee, die wil van God, maar nie geskryf op kliptafels nie, geskryf in die harte van mense. So daar's hierdie vergelyking te tref, maar in Christus vervul. Nie net bloot, kyk wat het Moses gedoen en dit het Christus ook gedoen nie. In hierdie vergelyking
is daar iets wat ons meer sin maak daarvan, waar dit in Christus vervul word. En dan nou ook, geliefdes, waar ons raak lees, beide ontvang 'n bonatuurlike roepingsopdrag as het ware. Ons skriflesing van Moses wat met God praat deur die brandende bos. Hierdie roepingsverhaal wat beskryf word. Nou, as ons na Moses se roepingsverhaal kyk, dan sien ons heel eerste in hierdie teksgedeelte dat daar 'n duidelike onderskeid te tref is tussen wie en wat God is aan die een kant en wie en wat hierdie mens Moses, die gestuurde, aan die ander kant is. En met dit gesê moet mens eintlik weer na daardie teksgedeelte kyk. Gaan lees dit gerus weer in jou eie tyd by die huis, redelike lang hoofstuk dan nou ook saam. Maar so besef ons, selfs net in die woorde waar God deur die brandende bos met Moses praat en hy sê, toe hy sien Moses kom nader, die woorde, trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is heilige grond, dat rolle baie duidelik uitgespel word. Wie is mens en wie is God? Hoekom? Want Moses kan nie nog nader kom nie, is gewyde grond om in God se teenwoordigheid die gans andere te wees en te bly staan en te bly leef. Baie duidelik, wie is God? En God wat praat en wie is mens? En die mens wat hoor 'n boodskap ontvang en dan moet uitgaan en gaan doen. Die mens wat gestuur is. Maar soos jy lees, dan begin jy ook agterkom juis in hierdie rolverdeling wie God is en wie mens is, wie is die een wat stuur en wie is die gestuurde, dat dit hier ook gaan oor, dis nie wat ek in my lewe doen, asof dit van my eie krag is. Ons nogals praat van Moses wat Israel verlos het. Ons weet deur Moses se dade, maar natuurlik is dit nie Moses self nie. Dis nie die persoon Moses nie, dit is deur Moses wat God werk. So ook daarin sien ons baie duidelik, dis God wat deur 'n mens werk, maar dis nie die mens wat voorop staan nie, dis nie die mens se eie krag, intellek nie. Geliefdes, as ons na hierdie gedeelte kyk en ons sou vir Moses moes oortuig oor hierdie taak op hande, dan dink ek sou ons baie anders dit benader het as wat God hier gedoen het. Jy's in hierdie eenvoudige en moet dit nie onderskat nie, hierdie rolverdeling, waar God dit baie duidelik maak wie hy is en wie Moses is. Ons sou dit anders benader het. As jy nou daaraan dink, jy moet iemand oortuig van 'n saak, dan sal jy vir hierdie persoon sê, ek weet, jy's gekwalifiseerd in hierdie of in daardie ding. Of jy's goed met hulle, en jy kan dit so goed doen, en so probeer jy hierdie persoon oortuig. Ons is geneig om die teenoorgestelde te doen as wat die Here hier gedoen het, om Moses te geroep het. Ons sou vir Moses sê hoe ideaal geskik hy eintlik vir hierdie werk voorhande is. Trouwens, hy is dan nou 'n prins, 'n voormalige prins, ten minste. Hy ken die Egiptiese kultuur, hy weet na wie om te gaan, hy kan touwtjies trek. Ons sou vir Moses al daardie dinge uitgewys het, deel van die elite, geleerde persoon sekerlik. En ons sal sê, na aanleiding daarvan, is jy die geskikte kandidaat. Moet jy hierdie Hebreërs, hierdie klomp Israeliete, moet jy hulle bevry. Maar die Here doen dit nie. Juis nie. As jy mooi na hierdie teks gaan kyk, dan sien jy die eerste persoon die heeltyd, God wat sê, ek het Israel se noodkrete gehoor. En ek gaan hulle red. En is deur my. Dis die heeltyd hierdie ek. En daarom stuur ek vir jou, Moses, maar weet, dit moet baie duidelik wees, ek is die eerste beweger. Dis ek wat gehoor het, gesien het, en dis ek wat gaan doen.
En Moses, jy is eintlik maar net 'n werktuig, 'n stuk instrument in my hande. Ek sal vir jou sê wat jy doen, en dan doen jy dit. Ek stuur vir jou. Geliefdes, eerstens is dit krities belangrik vir ons, om daardie rolverdeling raak te sien. Maar dan nou sekerlik, en ek hoop dalk die vraagteken het by julle ook opgekom, dat die kwessie van 'n naam na vore kom, waar Moses vra, goed, ek weet nou ek is die gestuurde, en dis U wat my stuur, maar wie sê ek het my nou gestuur? Vir die mense na wie ek toe gestuur is. Wat is sy naam? Ons het al tevore hierna gekyk, die merkwaardigheid van 'n naam, of die gee van 'n naam in 'n Ou Testament, maar baie belangrik, hier gaan dit oor die naam van God. Waar Moses vra, maar Here, wie moet ek sê, het my gestuur? En dan kom die antwoord, sê jy vir hulle, ek is wat ek is. Weereens daardie eerste persoon, ek wat stuur, ek wat hoor, ek wat luister, ek wat gaan doen, wat God sê. Ek is wat ek is. In ons 83 vertaling, ek dink in meeste van ons Afrikaanse Bybels, is dit maar die manier hoe dit vertaal word, ek is wat ek is, maar in Hebreëus, in die oorspronklike teks sien jy eintlik, dit kan anderzijds ook vertaal word as, nie gewoon ek is wat ek is nie, maar ook ek sal wees wat ek sal wees. Daar is nie soseer die duidelike onderskeid, soos wat ons verlede, hede en toekoms in Afrikaans het, as Hebreëus nie. Hebreëus werk eintlik nie met tyd in daardie opsig so nie, het werk meer met aspek. Maar ek sal wees wat ek sal wees, sê God vir Moses. Het is belangrik as ons so daarna kyk, veral as ons terugkyk deur die bril van die Nuwe Testament, soos ons ook in die Fotum en Seën gehoor het, genade en vrede vir julle van hom wat was, wat is en wat weer sal kom. Sal kom, ek sal wees wat ek sal wees, en in Christus waar dit vervul is. Ons het 'n ruk gelede ook gekyk in die evangelie volgens Johannes na Jesus se 7 ek is uitsprake, waar hy eintlik hierdeur bevestig, ek is God. So moet dit ook nie onderskat, die belangrikheid van die gee van 'n naam, of wie het my gestuur, wie is hierdie God se naam, wat ek vir die mense moet sê het my gestuur nie. Dat dit nou 'n ek is naam is nie, is baie belangrik gewees. Maar in dit alles deur, is die opmerklike, Moses se krag word nie hier in aanmerking geneem nie. Moses word nie moed ingepraat nie. Daar word nie vir Moses 'n klop op die skouer gegee en gesê, jy is die gekwalifiseerde, die een wat ek gewerf het, uitgekies het om hierdie taak te doen nie. Baie meer word oor God gesê. Oor wie hy is, eerste persoon, ek stuur, ek het gehoor, ek is. Fokus baie sterk, geliefdes, op God en wie en wat hy is. Nie soseer Moses nie. Maar Moses as hierdie werktuig, die een deur wie God werk. En natuurlik besef ons ook so, dat ons nie die dryfkrag in ons eie lewe is nie. Dis die Here self. Dit is in die naam van die Here wat ons is en wat ons lewe. En weer terug by hierdie merkwaardigheid van die Ou Testament in die gee van 'n naam. Dit is eintlik nie so 'n ligtelike saak in die naam van God, in die gee van 'n naam nie. En wat die verskillende name is wat Israel vir God gegee het, soos hulle ook in hulle geloofslewe, in hulle volkslewe, in sekere momente gegaan het en vir God verskillende name gegee het. Trouwens in die Ou Testament kry jy dat God meer as 80 verskillende name voor gegee is. En is nie dat God 80 verskillende personas inneem nie, maar liewers dat Israel in daardie opsig vanuit God
in hulle omstandighede, in hulle behoefte nodig het, ek het nodig, Here, dat U dit vir my sal wees. Of dat sal wees. Byvoorbeeld, net om vlugtige paar voorbeelde te gee, veral dan nou teen die agtergrond, as ons kyk van die naam van God, waar hy ook dan nou sê, ek is die God van jou voorvader, Abraham, Isak, Jakob. Dit sal die herinnering wees, dit sal my naam wees. Moet ons nie onderskat die gee van 'n naam nie. Nou, in die Ou Testament aanvanklik, sou die Israeliete God by name genoem het, in die sin van Elohim. Elohim, beskouend ook die buurgode, was genoem Elohim, wat eintlik vir ons uitwys dat hierdie 'n baie ou naam gegee is vir God. Want Israel se buurvolke doen dit ook. Eintlik 'n meervoud, hierdie Elohim. Maar dit beteken eintlik sterke of skepper, baie belangrik. En so aanvanklik het Israel in hulle verstaan van God, eerstens vir God verstaan as skepper. Die een wat in wording gebring het, die een wat gemaak het, die een dat alles wat hier is te danke is aan hom. Elohim. Maar so het baie mense van die Ou Testament, maar ook aan die Godheid gedink as skepper is een wat gemaak het en laat staan het. Wat gemaak het en terugbeweeg het, maar in God het hulle iets anders beleef net as die een wat geskep het en nou gelos het. Hulle beleef ook, maar hierdie skepper gaan om met sy skepping, sy skepsels. Hy het hulle lief, hy gee om vir hulle. Hy hou in stand, hy herskep die heeltyd. En so het Israel ander name vir God begin gee. Ook byvoorbeeld Jakob. Jakob noem vir God Jahwe Ra, is 'n ander naam. Deur Jakob se omstandighede, veral Jahwe Ra, verwys na die Here is my herder. En dit is nie 'n vreemde beeld vir ons nie. Maar dit is 'n beeld in Israel se geskiedenis waar hulle nodig gehad het, so skape, so sal my herder na my omsien, versorg. Dis 'n nabye verhouding. Die Here is my herder. Jakob het dit trouwens in Genesis 48 vers 15 ook so gesê, die God wat my lewe lank my as herder gelei het, tot vandag toe. Nou geliefdes, Jakob, weet ons, was maar 'n redelike wederstrewige skaap, om sy eie metafoor te gebruik. Hy het ten minste 2 keer sy broer bedrieg, sy skoonpa ook 1 keer, sy eie pa, en dan sy skoonpa het hy ook in die donkerte van die nag het hy uitgeglip met buit en vee. So, om Jakob se metafoor te gebruik vir wat hy vir die Here sê, U is my herder, en hy dan die skaap, as hy nie noodwendig die mees voorbeeldige skaap in hierdie metafoor nie. Maar juist daarin vind ons in Jakob se lewe, dat die Here die getroue herder was, wat altyd by hom was, deur sy mislukkings en foute dit vergewe het, om in sy laaste jare geloofsvolwassenheid ook gegee het. En so, in Israel se volkslewe het hierdie metafoor van die Here as herder baie sterk gefigureer. Maar spesifiek in Jakob se lewe wat ons kan sien, dis wat hy nodig gehad het, spesifiek van God. So het hy dit verstaan, sy godsbegrip. Iemand anders, byvoorbeeld soos Abraham, heel anders. Hy het na God verwys as Jahwe Jireh, verwys na die Here voorsien. Dink net bietjie na Abraham se eie lewe. Daar waar hy uit Ur trek, weet nie waarheen hy gaan nie. Sy familie vra hom watter kant toe, hy self nie seker nie, en hy sê maar die Here sal voorsien. En die Here het voorsien. So was dit ook met hom en Lot, toe grond verdeel moes word. Of toe hy langs 'n leeuwiegie, langs Sara ook staan.
Of later, toe die Here die kind voorsien het, wat hulle so voor gebid het, maar nou moet hy hom offer. En hy sê weer, ek verstaan dit nie lekker nie, maar die Here sal voorsien. En die Here het sy offerlam voorsien. Dit was hierdie belydenis van sy lewe dalk, die Here voorsien. So het hy het verstaan, so het hy sy godsbegrip gevorm. Ek verstaan nie alles nie, maar ek weet die Here sal voorsien. Ander gedeeltes in die Bybel, veral in die turbulente tye, kan ons dit dalk 'n onlogiese vrede noem wat die Here gee. Jy verstaan dit nie, maar jy het vrede. Trouwens, Paulus verwys daarna in Filippense 4 vers 7, as hy sê, die Here gee 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Mense sê vir jou, dit maak nie sin nie, maar jy het vrede daaroor. So het hy daardie onlogiese vrede, die vrede wat alle verstand te bowe gegaan het, vir byvoorbeeld Dawid gegee, voor sy Goliat, waar mense sê, hoe sal jy so iemand oorwin? Maar hy het vrede gehad. God het voorsien ook. Vir Paulus, toe hy vir hom die ware evangelie gewys het. Vir Christus, toe hy die kruis sien. Vir Gideon, toe hy die magtige Midianitiese weermag gesien het. Onvrede, maar hy beleef vrede van God. Jy kan dit nie in woorde omskryf nie. En toe, baie interessant, noem Gideon vir God, Yahweh Shalom. God is my vrede. Ja, ek beleef dalk baie onvrede, maar God is my vrede. Geliefdes, en in daardie sin is hierdie God, hierdie ek is, hierdie een wat homself daagliks op verskillende maniere en deur ons lewe in verskillende omstandighede homself openbaar. Die groot wonder is nie net Moses voor die brandende bos nie. Dis ook hier waar ons op heilige grond is en waar die Here spreek. En is beter as 'n brandende bos. Dit is deur sy woord en is in waarheid. Geliefdes, in hierdie naam van God kan ons nie durf waag om hierdie jaar in te gaan as dit nie in die naam van die Here is nie. Die ek is. Wat ook al jou bekommernisse mag wees, jou hartseer en pyn, dat jy sal vrede vind en dit sal doen in die naam van die Here. So het Moses dan nou die rolverdeling verstaan, maar heel aan die einde van ons skriflesing word eintlik so vinnig afgesluit. Wat het jy in jou hand? 'n kierie. Dalk ons heel laaste gedagte waarna ons moet kyk. Moses weet nou wie hy is, wie God is. Moses begin nou iets verstaan van hierdie ek is wat my stuur en dit is bo my denkraamwerk en verstand en is ook reg so, want ek is mens en God is God. En ek het dit nodig van God en hy sal dit wees, hy sal voorsien, hy is my herder, hy is my vrede. Hy verstaan iets daarvan, nie alles nie. Maar nou kom die opdrag aan hierdie Moses, met die onbekende wat nog vir hom voorlê. Die vraag, Moses, wat het jy in jou hand? Geliefdes, hoor baie mooi en duidelik, God vra nie vir Moses, wat het jy in jou hand, asof dit wat jy in jou hand het, die maak of breek is vir wat gaan volg nie. Dat hierdie kierie, hierdie staf in jou hand, dit die ding gaan wees wat Israel gaan bevry nie. Dis die Here wat dit doen. Maar hy bring 'n bewuswording in Moses tuis. Wat het jy in jou hand? Wat is tot jou beskikking? Wat kan jy doen? Die saak van die Here gaan voort.
As ons wegval in hierdie lewe, word God se saak nie versaak nie. Ons het die voorreg om deel daarvan te kan wees. Dit maak ons nederig, geliefdes. Die saak van die Here versaak nie. Word nie in die wiele gery as ons nie getrou is nie. God se saak gaan voort. Groot verskil is, die Here wil juis ons gebruik. Met ons klein aandeeltjie wat ons kan bied. Daardie iets uniek en klein wat in my hand is. Dis 'n voorreg om deel daarvan te kan wees. En is nie iets indrukwekkend nie, dis juis nie iets indrukwekkend nie. Dit was nogals soos die stemming en toon en trant, dink ek, van hierdie gesprek tussen God en Moses, juis so dat Moses kyk af en word weer bewus van wat jy in jou hand het, wat is hier reg voor jou, wat jy altyd miskyk. Dis hier, maar jy sien dit nie raak nie, en is juis dit wat gaan maak die groot verskil wat ek wil bring. Here is sommer net 'n kierie, gewone kierie. Niks anders om te bied nie. Hy het skape opgepas. Dit was net die kierie. Maar daardie kierie het 'n staf geword in gewillige hande. God wat die gewone gebruik om die buitengewone te laat gebeur. 'n Gewone kierie wat 'n staf word wat die Israeliete uit Egipte bevry het. Dis nie die kierie nie, dis God. Maar dis God wat die gewone gebruik. Daardie gewone kierie wat later op water sou slaan, 'n drooppad deur die Rooi See sou maak. Dis nie die kierie nie, dis God. Maar in gewillige hande. Wat het jy in jou hande? En is juist dalk nie indrukwekkend nie, mens sien dit nie raak nie. Jy kyk dit mis, dis reg voor jou. En daarom hierdie vraag, wat moet jy raak sien wat jy so gereeld miskyk? Dit is eintlik 'n moeilike vraag om te antwoord. Want jy kyk dit mis, maar nou is die vraag, jy moet dit raak sien. Dit wat jy nie eers oorweeg nie. Dit wat nie eers by jou opkom nie, nou is die vraag, sien dit raak? Dit is dalk hoe Moses moes gevoel het. En dan nou nie net aan Moses nie, maar ook aan jou en my, hier dieselfde vraag. So in die begin van 'n jaar, wat het jy in jou hande? Wat is daar die dinge? Jou gawes, jou talente, middele, dit tot jou beskikking wat jy kan gebruik in die koninkryk van God. Dis 'n voorreg. Saak van die Here gaan nie versaak as jy dit nie sou bring. Maar die voorreg dat die Here steeds vir ons vra, deel daarvan te kan wees. Maak nie saak hoe gering jy dink jy is of dit is wat jy het nie. Jou aandeel wat jy kan bring nie. Wat's in jou hande? Daarvoor moet ons stil raak, geliefdes, en afkyk, en regtig raak sien. En so sê die Here ook vir jou, hierdie verhaal gaan nie net oor Moses nie. Jy staan op heilige grond. Dis die ek is, wat met jou praat. En dan die vraag wat ons tot beweging bring, jou tot beweging bring. Wat het jy in jou hande? Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons elkeen ontvang dan nou ook die seën van die Here, die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly saam met elkeen van julle, waar julle ook mag gaan. Amen.